Kan julle Bybels by Psalm 84 oopmaak? Ek probeer gewoonlik met ons gemeentevergadering in ag neem dat ons nog na die tyd ook saam vergader, en twee dinge dan, dat die boodskap by dit pas en dat dit nie te langdradig is dat dit dalk vir u ongemaklik is nie. So ek gaan dit so bietjie korter probeer hou. Ek weet daar is een of twee wat gesê het dat hulle sal graag, as die tyd dit toelaat, ook die vergadering na die tyd wou bywoon. So dit is vir my belangrik. Psalm 84, voor ek dit lees, vir die kinders, let net op die woord. Kyk die kinders of julle kan sien, hoeveel keer staan die woord welgeluksalig daarso. Welgeluksalig. Met ander woorde, wanneer ek dit lees, hoeveel keer hoor of sien julle die woord welgeluksalig? En iets anders, ek wil vir almal van julle sê, let net op iets van die psalmis se verlange, hoe hy smag, hoe hy dit begeer. Dis een van die psalms, as ek dit lees, het ek al opreg voor die Here gesê, Here, daar's fout met my, want ek voel nie altyd so nie, en ek begeer dit. Ek wil voor die tyd vir julle sê, ek is baie eerlik en opreg vanoggend, as ek vir julle sê, ek dink die gelukkigste persone in die wêreld, is die wat voel soos wat hierdie psalm sê. Ek dink nie jy kan eers met dit vergelyk nie. As jy op daai punt in jou verhouding met die Here gekom het, waar jy so nou en dan, of meer gereeld dalk, beleef, opreg beleef, wat Psalm 84 sê, sal jy dit vir niks verruil in die wêreld nie. Die woord welgeluksalig, as ek nou vir die kinders sou vra, welgeluksalig, wat beteken dit? Wonder ek, wat sou hulle sê? Wat beteken welgeluksalig? Ek weet nie eens of die groot mense, gelukkig is 'n baie mooi woord. Ons hoef nie daai groot woord te gebruik nie, ons kan die woord gelukkig gebruik. Dis 'n woord wat saamgevoeg is in Afrikaans van gelukkig en van geseënd of salig. Salig is ook nie meer 'n woord wat ons gebruik nie. Niemand van julle groet mekaar by die deure en sê, weet, salig is jy of so iets nie. Gelukkig is 'n baie mooi woord. In Engels, baie eenvoudig kon jy gesê het, lucky is the person. Of blessed is the person. En voor ek dit lees, julle moet vanoggend verstaan dat Psalm 84 deur God geïnspireer is, en dat dit God se beskouing is van wanneer jy gelukkig is. So in 'n sekere sin kom die Psalm en hy sê vir jou, hier is die regte persoon wat, hier is regtig die persoon wat gelukkig is. Dis nie wat die wêreld dink nie. Ek het dit al voorheen in van die ander psalms ook genoem. So volg saam met my Psalm 84 vanaf vers 1, en die kinders kyk of julle kan sien hoeveel keer kom die woord welgeluksalig voor. Hy kom nie so baie voor, soos wat julle dalk dink nie, maar kyk saam met my. Vir die musiekleier op die getiet, van die kinders van Korag, 'n psalm. Hoe lieflik is u woninge, o Here van die leerskare. My siel verlang, ja smag na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Selfs vind die mossie 'n huis en die swaweltjie 'n nes vir haar, waar sy haar kleintjies neerlê, naamlik u altare, Here van die leerskare, my koning en my God. Welgeluksalig is hulle wat woon in u huis. Hulle prys u gedurig. Welgeluksalig is die mens wie se sterkte in u is, in wie se hart die gebaande weë is. As hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland, ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Hulle gaan van krag tot krag, elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Here, God van die leerskare, hoor my gebed, luister tog, o God van Jakob. O God ons skuld, kyk en aanskou die aangesig van u gesalfde. Want 'n dag in u voorhoewe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Want die Here God is 'n son en 'n skild. Die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Here van die leerskare, welgeluksalig is die mens wat op u vertrou. Hoeveel keer kom die woord welgeluksalig voor? 3 keer. Dit was maklik. Dit is maklik om tot by 3 te tel. Ek wil net sê, die van u wat in 'n Engelse vertaling volg, wanneer ek na verse verwys, gaan u dalk na die volgende vers moet kyk, of die vorige een. Die vers is nie heeltemal in lyn nie. Die nummering is nie dieselfde in die Engelse en die Afrikaanse vertalings nie. En ek wil vanoggend vir julle sê, ek geniet die psalms al hoe meer.
as ek gaan lees en ek kyk hoeveel mense al die psalms gepreek het, is daar regtig 'n groot tekort daarin. Daar's min mense wat regtig deur die psalms preek. En hoekom ek dit so kosbaar vind is, hierdie psalms is geskryf deur mense wat iets beleef het waarmee ek en julle kan identifiseer. Dit was mense soos ek en julle deur wie dit geskryf is. En hierdie gedeelte is besonders. Nou ek weet, vanoggend Psalm 84 praat van die tempel. Ek weet dit praat van die geleenthede wanneer die volk opgetrek het na Sion toe, wanneer hulle na die tempel toe gegaan het. Weet dit praat daarvan. Weet dit praat nie noodwendig van 'n kerkgebou soos wat ek en julle vandag het nie. Ons het nie meer iets soos die tempel of so 'n heilige gebou, as ek dit so kan stel nie. Maar ek wil dit vanoggend sê, 1 Petrus 2 vers 5, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, so waar gelowiges bymekaar kom in die Nuwe Testament, vorm ek en julle daai geestelike huis, die huis van die Here. Dis vanoggend belangrik om te verstaan. Ons praat nie van hierdie gebou met bakstene en 'n dak en vensters nie. Ons praat van ons as gelowiges wat saamtrek om te kom aanbid. 1 Petrus 4 vers 17, want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God, en as dit eers by ons begin. So Nuwe Testament, ek spaar nou baie tyd om al die lyne deur te trek, maar die Nuwe Testament is duidelik dat die huis van God is die gelowiges wat by mekaar kom. Nou, ek verstaan dat daar in Europa, ek het nou nog nooit deur Europa getoer nie, maar ek het al mooi foto's gesien. Oom Dirk, hulle is nogal lief vir kerkgeskiedenis of om kerke te besoek as hulle in Holland of in Duitsland of iewers kom, en ek het al mooi foto's gesien. Hulle het ook al vir my gestuur van die mooiste kathedrale en geboue. Dit getuig tog iets van die kerk se geskiedenis, nê? Nee. Die hartseer ding is, ek dink dit was hulle wat ook vir my gesê het, maar ek het al meer as een keer gehoor, die hartseer ding is dat daai kerke leeg is. Meeste van hulle, baie van hulle in ons tyd staan totaal leeg. Nou, dit laat my dink aan 'n staaltjie van 'n ouer tannie wat vir 'n sy toergids het al deur die kathedraal gevat en vir haar die argitektuur in die binnekant gewys, die plafon, die kunswerke wat teen die mure is, buitekant toe gevat en gesê, kyk hoe is die plek aan mekaar gestit, dit staan al vir 400 jaar, en toe hy klaar is, toe sê die tannie vir hom, hoorie, sê jy net gou vir my, hoeveel mense het tot die Here bekeer in hierdie kerk in die laaste jaar? En die ou sê toe, nee, hierdie is 'n kathedraal, nie 'n kerk nie. En ek en julle moet net iets verstaan van wat die kerk regtig is. Dis daar waar mense 'n verhouding met die Here het. En wat jou behoort op te val in hierdie psalm is hierdie persoon se verlange na die kerk. Verlange na die huis van die Here. Kom ons noem dit vanoggend, wanneer jy die gemeente op jou hart dra. Ek sou dit graag so wou noem, en soos ek gesê het, dit sal vir my 'n inleiding wees tot die vergadering. Ek moet myself gedurig herinner, ek is nie baie lief vir vergaderings nie. Ek moet myself gedurig herinner, veral met ons kerkraadsvergaderings, dat elke vergadering is belangrik, want die kerk is vir God belangrik. As Christus sy lewe vir die kerk gegee het, dan behoort ek en julle dit as belangrik te beskou, om die belange van die kerk op ons harte te dra. Nou kom ons kyk na Psalm 84. Sien julle in vers 1 van die kinders van Korag. Wie kan my help? Wie was die Koragiete gewees? Wie was die kinders van Korag? Wat het hulle gedoen? Wie weet enigiets van hulle? Daar is so 5 of 6 psalms deur hulle skryf, oom Louis. Hulle moes toe die tyd van die tabernakel in die begin, dit is ook 'n afdeling onder die Lewiete gewees, en hulle moes, wanneer daar sekere dinge was wat versorg moet word, as die tabernakel getrek het, moes hulle sekere dinge versorg het. Met die bou van die tempel, as julle nou na 1 Kronieke 29 en 1 Kronieke 26 gaan kyk, hier is iets wat vir julle kan help om dit prakties te maak, was die Koragiete die ouens wat diens gedoen het in die tempel. Hulle sou letterlik die voorwerpe waarvan oom Louis nou praat, hulle werk was letterlik om daai voorwerpe te versorg, om te kyk dat die goed skoon is en dat dit reg is vir die diens. Julle sal ook in 1 Kronieke 9 en in 1 Kronieke 26 sien, dat hulle ook dikwels gebruik was as die deurwagters. Hulle was die poortwagters gewees, en dan behoort jy iets in Psalm 84 te sien, as hy sê, ek staan eerder in die drempel van u voorhowe, as in 1000 plekke daar buite sonder u. So hierdie ouens kan ek ons Afrikaans gebruik en sê, hierdie is 'n psalm wat deur 'n koster geskryf is. Dis wat dit was. Hierdie is 'n psalm wat deur die ou wat die huis van die Here versorg het en gekyk het dat die dinge in plek is. Hierdie psalm, en dit maak dit spesiaal.
Dit maak hierdie Psalm regtig baie spesiaal. Kyk byvoorbeeld in vers 11. Want 'n dag in u voorhowe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in tente van goddeloosheid. Waarvan ons nie seker is nie, daar's iets in die Psalm, dis asof die persone, die koragiete of die persoon wat die Psalm geskryf het, dit was nie vir hom moontlik om op daai oomblik by die huis van die Here te kom nie. En heel waarskynlik as gevolg van iets wat gebeur het in die land, dis hoekom hulle op 'n stadium vir die gesalfde van die Here bid, die koning van die land, en dinge was net nie so dat hy daar kon uitkom nie, en dan sê hy, maar ek wil eerder daar wees as op enige ander plek. Nou kom ons deel dit so op. Wanneer jy die gemeente op jou hart dra, kom ek doen dit eenvoudig vanoggend. Wanneer jy die gemeente op jou hart dra, verlang jy na die huis van die Here met 'n diep verlange. Wanneer jy die gemeente van die Here op jou hart dra, verlang jy na die huis van die Here met 'n baie diep verlange. Kyk vers 1 tot 5. Ek gaan net van vers 2 af lees. Hoe lieflik is u woninge, o Here van die leerskare. My siel verlang, ja smag na die voorhowe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Selfs vind die mossie 'n huis en die swaalkie 'n nes vir haar, waar sy haar kleintjies neerlê. Naamlik u altare, Here van die leerskare, my koning en my God. So wanneer jy die gemeente op jou hart dra, is daar 'n verlange om in die huis van die Here te wees. Julle kan so terugblaai na Psalm 42 toe. Ons het dit nou gesing so 'n stuk van dit. In Psalm 42, ook deur die kinders van Korag, ook deur die seuns van Korag. Psalm 42, 'n onderwysing van die kinders van Korag. Soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Sien julle dit in Psalm 84 raak? Dat hy verlang en almal gaan voor God verskyn, bietjie verder af in Psalm 84. Ek en julle sing dit. My probleem is, en nou is ek net eerlik met julle in my hart, ek weet nie altyd of ons dit so beleef nie. Ek het al na myself gekyk en gesê, Jannie, dis nie altyd hoe jy voel nie. Partykeer word kerk vir ons 'n ding, dit word so 'n gewoonte, dat jy dit nou maar net, dis maar net die volgende ding, en jy gaan maar net aan. Maar daar's nie 'n verlange nie. Weet julle, die psalmis is van mening, dat die gelukkigste persoon in die heelal, is die ene wat saam met ander mense kan aanbid. Jy kan dit nie mis nie, Psalm 42, Psalm 43, Psalm 84, 'n klomp gedeeltes, die gelukkigste persoon in die wêreld, is die een wat saam met ander in die huis van die Here kan wees. Hy sien dit as 'n baie groot seën van die Here af. So 2 weke terug, en is duidelik dat hy van gesamentlike aanbidding praat, hoor, hier is nie persoonlik nie, hier is gemeentelike. So 3 weke terug, praat ek met 'n jong paartjie, en ek gaan nou nie eens die agtergrond gee nie, maar op 'n stadium, ek vra toe vir hulle, waar aanbid julle? Hulle bly nie in Parys nie. Ek sê, watter kerk aanbid julle? Want hulle wil dinge op 'n Christelike wyse doen. Ek sal die vrou se antwoord nooit vergeet nie. Sy sê vir my, sy's Engels. Sy sê vir my, you do not have to go to church to be in a relationship with God. My eerste gedagtes is, wat sou die sin wees van die Bybel om Christus as die bruidegom en die kerk as die bruid uit te beeld, as dit nie is wat nodig is vir 'n verhouding nie. Ek dink nie jy kan deel wees van 'n verhouding met Christus sonder die kerk nie. En voor julle my nou met klippe gooi, ek weet mens worstel baie met dit, ek dink om dit te doen, is om nie in 'n volkome verhouding met God te staan nie. En ek praat nie vanoggend van op 'n lederrol nie, ek praat van deel wees, soos vanoggend. Ons het baie besoekers in hierdie kerk, wat lief is vir die Here, wat saamkom aanbid, en wat deel is hiervan. So ek praat nie van 'n fisiese lederrol nie. Maar jy mis definitief uit. Weet julle, ek dink nie ek dink om deel te wees van die kerk, is om jouself volkome aan God toe te wy. Dis hoekom dit van 'n huwelik praat. Om dit nooit te doen nie, is soos 'n ou en 'n meisie wat 'n platoniese verhouding het. En jy het nooit regtig, jy kom nooit by trou uit nie. Om 'n volkome verhouding met die Here te hê, is nodig om deel van die kerk te wees. Daar is 'n diepte in jou verhouding met die Here, wat jy in die gemeente beleef, wat jy nooit op jou eie sal beleef nie. Reg deur die Ou Testament lyk dit vir my so. Kyk gou na vers 4, kyk hoe mooi is dit. Selfs vind die mossie 'n huis en die swaalkie 'n nes vir haar,
waar sy haar kleintjies neerlê. Weet julle wat doen hy? Hy sê ek is jaloers op dit. Daai voeltjie, daai mossie en swaaltjie wat nou in daai tempel sy nes maak, hy het die voorreg om die hele tyd te wees waar God sy teenwoordigheid wys. En hy sê dis 'n besondere groot voorreg. Jy kan die verlange en passie in die gedeelte sien. Vers 5. Welgeluksalig is hulle wat woon in u huis. Hulle prys u gedurig. En ek weet iets van julle wat dit verstaan. Ek het dit al beleef wanneer mense deur 'n bitter swaar tyd gaan of siek is en vanweë gesondheid nie by die kerk kan kom nie. En daar ontwikkel hierdie groot verlange, as ek net weer in die kerk kan wees. En ek het dit al gesien hoe mense dan bitter swaar kry en hulle doen daai moeite en hulle kom swaar in die kerk ingestap. Maar net daai deel wees maak al die verskil in die wêreld. As dit waar was dat jy op jou eie, dan kon ons vir die mense gesê bly maar net by die huis, alles is net oukei. Maar ek het al met mense gepraat wat sê ek kan nie wag om weer by die kerk te wees nie. Ek praat van mense, jong mense ook wat swaar kry en vir wie die kerk 'n toevlug is. Wat sal sê ek sal eerder in die kerk gaan sit as om saam met my familie te wees. Ek sal eerder in die kerk gaan sit as om in die wêreld daar buite te wees. Mense wat na my en julle kyk en sê ons is gelukkig dat ons elke Sondag in die kerk kan wees. Jy dink die wat hier kan wees is regtig die gelukkigste mense in die wêreld. Vers 11. Want 'n dag in die voorhoewe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God as om te woon in tente van goddeloosheid. Kan jy dit sien uit die oogpunt van 'n koster? Ons het nou 'n koster in die gemeente, oom Andre is ons koster, en die voorreg daarvan om gereeld hier te wees. En die voorreg daarvan, ek dink een van die dinge waarin dit help, is hy moet altyd hier wees. Hy sê die dominee moet altyd hier wees. Jy weet, hy kan nie kom wanneer hy nie wil en seker tipe goed nie, want ek moet preek en hy moet seker maak die dinge is reg. Maar dink jouself in daardie posisie in. Jy's een van die seuns van Korah, dis deel van jou dienswerk. En weet jy wat sê hy? Ek sou liewer 'n koster wees as 'n koning. Dis wat hy sê. Hy sê ek sou liewer hierdie werk doen by die drempel van die deur as om daar buite skatryk te wees en nooit in die huis van die Here te kom nie. Dis wat hy sê in die gedeelte. Charles Spurgeon het geskryf: The lowest station in connection with the Lord's house is better than the highest position among the godless. God's worst is better than the devil's best. En dis waar. En dan sien ek baie keer in my hart iets daarvan dat ek dit vergeet. Dat baie keer ek kan in die kerk sit en dink aan ander plekke waar ek eerder wou wees. Dan kry ek skaam vir my eie hart. Interessant hoe mense eerder op Sondae hulle stokperdjies beoefen saam met die wêreld daar buite, as om in die huis van die Here te wees waar God woon onder die lofsange van sy volk. Efesiërs 2, kyk gou in Efesiërs 2, dan gaan ek aangaan. In Efesiërs 2 lees ons van ons Here Jesus Christus. Efesiërs 2 vanaf vers 19. Kom ek herinner jou aan jou voorreg dat jy deel van dit kan wees. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie. Ek wil jou net herinner, ek en jy was die persone wat van buite af ingekyk het en gesê het, daardie mense wie se God die Here is, hulle is gelukkig. Wens so ek kon deel van hulle wees. Ons was verlore, ons was onder die mag van die duiwel. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Gebou op die fundament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, en wie die hele gebou goed saamgevoeg verhuis tot 'n heilige tempel in die Here, en wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Dis die wonderlikste voorreg, en tog sien ons dit nie raak nie. Tog kan ons baie keer eerder onsself vind op ander plekke as in die huis van die Here. Ek en julle is God se huis. Christus het ons dit gemaak. Wanneer ons by mekaar kom om te aanbid, dan is God op 'n besondere wyse teenwoordig. En ek wil dit vir julle vra. Ek het nou van myself gesê en ek hoop nie ek is die enigste een nie. Maar is dit regtig hoe jy altyd voel? As ons nou na die tyd gaan vergaderinge, kan jy sê die belange van die Here se kerk kom eerste. Is belangriker as ander dinge. En dat ons dit altyd voor oë sal hou. Weet julle wat is die ironie?
Partykeer gebeur dit, daar is mense wat hier kan wees en dan nie kom nie, maar dan is die mense wat graag hier wil wees, maar hulle kan regtig vanoggend vanweë sekere omstandighede net nie. Daar is net dinge op hierdie stadium wat dit nie vir hulle moontlik maak nie, maar hulle hart is by dit. Hulle sou graag hier wou wees. Tweede een. Wanneer jy die gemeente op jou hart dra, word jy bemoedig saam met ander gelowiges. Ek kan nie vir julle sê, in 10 jaar in Parys, hoeveel keer het ek berading gedoen waar ek net vir 'n oom of 'n tannie of vir 'n jong man of 'n jong vrou wou sê, wat vir 'n ruk lank weggebly het van die kerk af en swaar kry, ek wens jy was die laaste paar Sondae in die kerk gewees. Dit sou vir jou al die verskil gemaak het. En dan kyk hulle jou aan, nee, maar die Here kan my mos op my eie ook help. Dis hoe party mense redeneer. Ek ken 'n vrou wat vir meer as 5 jaar glad nie in 'n kerk kom nie. Sy is kwaad vir alle kerke, 'n ouerige vrou wat alleen stry en sy is ook van oortuiging, maar ek kan die Here op my eie dien met die radio en die TV en al die goed. En tog in die afgelope 5 of 6 jaar dis niemand van die gemeente nie, sal sy my bel en vir my sê, maar Jannie, help my, kom nie reg nie. Elke keer sê ek vir haar, Tannie, stap 1, skakel in saam met ander gelowiges. En ek wil dit vir julle in die Psalm wys, vers 5 tot 8. Welgeluksalig is hulle wat woon in u huis, hulle prys u gedurig. Dit praat van gesamentlike aanbidding. Welgeluksalig is die mens wie se sterkte in u is en wie se hart die gebaande weë is. Ek gaan dit nou verduidelik. As hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland. Ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Hulle gaan van krag tot krag. Elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Die punt was dit gewees, hierdie mense, weet julle die teks, ek gaan nou probeer tyd spaar, maar sien julle daai woorde in vers 6, die gewaande weë is die pad na Sion. Dis wanneer hulle saam opgetrek het na die huis van die Here toe. Die Good News Bible vertaal dit eintlik baie mooi. How happy are those whose strength comes from you, who are eager to make the pilgrimage to Mount Zion. Hy praat van mense wat met ywer na die huis van die Here toe optrek, hulle wat nie kan wag nie. En dan in vers 7 is hierdie beeld, as hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland. Ons Afrikaanse vertaling mis 'n woord daar, hy vertaal hom reg, ek dink is 'n goeie vertaling, maar van die Engelse vertalings praat van the Valley of Baca. Nou, niemand is presies seker wat dit is nie. Die woord Baca kan beteken 'n boom wat in droë woestyngebiede voorkom, of die woord Baca kan beteken om te ween, om te treur, om te rou. Dis wat die woord beteken. Maak nie saak wat die woord presies beteken nie. Hy skets die prentjie van mense wat deur 'n woestyn gaan, mense wat swaar kry, mense wat rou en ween, en ewe skielik soos hulle optrek na die huis van die Here toe, wat gebeur? Wat gebeur met die droogte? Wat sê die teks? Die reën kom en dit word 'n fonteinland. Dis wat gebeur. En ek glo dit met my hele hart, dis wat gebeur wanneer ek saam met ander gelowiges is. Die beeld is van mense wat swaar kry en moedeloos is, maar wanneer hulle saam met ander optrek, gaan hulle van krag tot krag. Wie van julle het al gevoel, as ek maar net weer dit kan doen, van krag tot krag kan gaan? Ek het dit nie, ek soek dit. Hier is die Bybelse oplossing. En soos wat hulle na die huis van die Here toe gaan, word die droë plekke fonteinland en hulle geniet dit soos vroeë reën. Vers 8, hulle gaan van krag tot krag. Ek sal dit vanoggend sê en ek glo regtig Bybels dat dit so is. Daar is 'n besondere voorreg om na 'n gemeente toe te kom saam met ander gelowiges. Dis Ou en Nuwe Testament. Hebreërs 10 vers 25, Efesiërs, Galasiërs, al daai plekke. Om nie te kom nie is tot jou nadeel. So 'n paar jaar terug gaan ek en Salome, kom ek help julle met iets wat dalk vir julle ook kan help. Ons is met vakansie, ek en sy en Elmar in die Pilansberg. In Pilansberg is 2 karavaankampe, Manjani en Bagatla. Ons kamp onder by Manjani en dan ry ons nou deur die natuurreservaat, maar daar's nie 'n kerk daar naby wat ons kan vind nie. Die Sondag, ek kan nie onthou vir die eerste of die tweede Sondag was nie, maar dit bly by my. Die Sondag toe besluit ons gaan van Manjani uit die park uitry, opry en net kyk hoe lyk Bagatla, dat ons net sien of mens daar ook wil kamp. Ek weet nie hoe lyk Bagatla nie. Weet julle wat onthou ek? Soos ons opgery, deur al daardie voorstede en deur al daai stadte waardeur ons gery het, sien ons mense vir kilometers, oud, jong, kinders, ouer, maas met babietjies, vir kilometers daai Sondag kerk toe loop. Kilometers en kilometers. Ons het opgery, ons het gaan kyk hoe lyk dit en ons het teruggery en dan loop daai mense daai middag weer terug, loop kerk toe.
dit was vrek-warm gewees. En ek sal nooit vergeet nie, ek en Salome sê vir mekaar, dit is toewyding en 'n liefde vir die huis van die Here. Mense wat so ver loop, wat soveel moeite doen. En ek onthou, ek het in my hierdie leemte gevoel, dat daai mense het vandag iets ervaar op 'n Sondag wat ek nie ervaar het nie, want ek is op vakansie. Ons het van daar af 'n punt gemaak, as ons met vakansie gaan ons na 'n kerk toe. Ek sal dit vanoggend ongekwalifiseerd vir julle sê, as jy met vakansie gaan, sal jy nie op jou vakansie op 'n Sondag op jou eie beleef, wat jy kon op 'n Sondag saam met ander gelowiges nie. Maak nie saak watter land of watter dorp nie, daar waar jy gaan, jy mis iets. God was op 'n besondere wyse by sy gemeentes teenwoordig. En om op jou eie te wees, daar's 'n leemte. Ek dink die ouens wat daai Sondag by daai kerkies bymekaar gekom het in daardie gebiede, ek dink hulle was baie gelukkiger as ons gewees. Al was ons die wat op vakansie was en lekker gekamp het. En ek ervaar dit al hoe meer. Party mense huil en gaan deur 'n moeilike tyd en die duiwel wil jou versoek en sê, maar toe maar, die Here sal jou by die huis ook help. Die Here het 'n metode gegee om jou te help. Die ander gelowiges. Dis een van God gegewe metodes. Die Here het vir ons die gemeente gegee as 'n hulpmiddel om van krag tot krag te gaan. Trek op na die huis van die Here toe en jy sal voel hoe die woestyn in 'n paradys verander. Dis wat hy sê. Ons kan teen ons gevoelens optree, net. Partykeer sien jy nie kans nie. Kom ons wees net eerlik. Partykeer sien jy nie eers kans vir die ou wat langs jou sit vanoggend nie. Maar jy kan teen jou gevoelens optree. Hoeveel van julle het al maandagooggend opgestaan om te gaan werk, maar jy was regtig nie lus nie. Jy kan teen jou gevoelens optree. En dan gaan jy sien, jy gaan nooit spyt wees as jy dan wel gekom het nie. Meeste mense sê na die tyd, ek is spyt ek het nie gegaan nie. Derde een, ek sluit met hom af. Wanneer jy die gemeente op jou hart dra, geniet jy die voorsienigheid en genade van God, saam met ander, wat jy nie op jou eie sal geniet nie. Vers 9 tot 13. Here, God van die leerskare, hoor my gebed, luister tog o God van Jakob. Hoekom sou hy sê God van Jakob? Ek en julle lewe nie in daai tyd nie, ons dink nie daaraan nie. Dit was in Jakob se swakheid wat hy uitgeroep het tot God. Here, help my. Ons dien die God wat die swakkes help, wat hulle help wat in die moeilikheid is. Onthou hulle Jakob se benoudheid, meer as een keer in sy lewe, en dis iets wat ek en julle saam kan geniet. In vers 12 sê hy, want die Here God is 'n son en 'n skild. Die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou en die wat in opregtheid wandel nie. Onthou die konteks. Hy praat van mense wat optrek na die huis van die Here toe. Hulle geniet dit. Vir hulle is dit 'n groot vreugde. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Ek sal dit vanoggend sê met 'n volle Bybelse oortuiging. God het nog nooit iets goeds van jou weghou wanneer jy kerk toe kom nie. Nog nooit nie. En ek weet hoe ek en julle dink, ja, maar dit wat die Here nou doen vir my is nie vir my goed nie. Maar is omdat ek en julle nie die begin en die einde ken nie. Dis omdat ek en julle nie, Joel James sê eendag, ons mans weet nie eers om ons sokkies by ons hemde te pas nie, wat nou van hoe om ons lewens te bestuur. God weet wat jy nodig het om jou te kry waar hy jou wil hê. Alles wat God in jou lewe doen is goed. 'n Voorbeeld is dalk Hebreërs 11. In Hebreërs 11, daai een van my gunstelingstukke oor die geloofskare, waar ons iets van geloof ook leer, Hebreërs 11 vers 32 en verder. Hoe mooi is dit? Die hele voorste stuk gaan oor al die wonderlike dinge wat party ouens beleef het. En dit was goed vir hulle. Maar dan in vers 32 swaai dit 'n bietjie. Hebreërs 11 vers 32, en wat sal ek nog meer sê? Want die tyd sal my ontbreek as ek van Gideon en Barak en Simson en Jefta en Dawid en Samuel en die profete sou verhaal. Kyk gou vir my, was God goed vir hulle? Het God goeie dinge aan hulle gegee? Ja, hierdie ouens het wonderlike dinge gedoen. Maar nou, vers 33, wat deur die geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen, beloftes verkry, bekke van leeu's toegestop, die krag van vuur uitgeblus, die skerpte van die swaard ontvlug, krag uit swakheid ontvang het, dapper gewees het in die oorlog, leers van vreemdes op die vlug gedryf het, vrou het hulle dode deur die opstanding teruggekry, en ander is gefolter en wou geen bevryding aanneem nie, om 'n beter opstanding te kan verkry. Ander weer het die proef van bespottinge en geeselinge deurstaan, ook van boeie en gevangenes. Hulle is gestenig, in stukke gesaag, versoek, deur die swaard vermoor.
hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle, hulle het gebrek gely, hulle is verdruk, mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Wie is die gelukkiges? Almal. Nie net die wat die wonderlike dinge beleef het nie, maar ook die wat swaar gekry het. Die wêreld was hulle nie waardig nie. Die psalmis kom en sê, welgeluksalig, gelukkig is die ene wat na die huis van die Here toe optrek. Kom ek sluit af met iets prakties. Daar is voorregte en voorsienigheid wat jy as deel van die gemeente sal beleef, wat jy nooit op jou eie sal beleef nie. Het jy bemoediging nodig? Hoe gaan jy dit kry? Kom ons wees net prakties. Ek kan my Bybel lees, ja jy kan, maar jy is dalk so moedeloos, jy is nie eens lus om jou Bybel te lees nie. Gaan 'n engel aan jou verskyn, of gaan jy een of ander iets vreemds beleef? Heel waarskynlik nie. Of dink jy God gaan deur sy liggaam werk, die kerk? As een lid lei al die lede. As een lid opgeruimd is of roem, dan roem al die lede saam. Dink jy nie God se metode is die persoon wat langs jou sit, voor jou en agter jou nie, dat jy beter kan voel? Galasiërs 6 vers 1 en 2, dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Dit is hoe God werk oor die algemeen. Net die omgee, net die drukkie wat jy partykeer kry, die vriendelike groet, God se voorsienigheid. Vers 12 sê, want die Here God is 'n son en 'n skild, die Here gee genade en eer, hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Hoe gaan God vir jou voorsien? Jy kry dalk swaar, jou maand se begroting het nie geklop nie, jy sukkel 'n bietjie. Wie van julle het al 'n brood uit die hemel uit sien val? Nee. God het al, en God kan wonderbaarlik, en ek het al wonderlike getuienisse gehoor, maar kom ons wees net eerlik, God se metode is wat? Sy gemeente, saam met die ander, om saam met ander te kom, en God help ons om te sorg vir mekaar. En dis God se metode, want ons is sy liggaam. Daar is voorregte en voorsienigheid wat jy as deel van die gemeente beleef, wat jy nie op jou eie kan beleef nie. En dit maak die kerk 'n spesiale plek. Ek wil afsluit met Handelinge 20 vers 28. En dan kan ons bietjie, ons gaan Psalm 84 saam sing, waaroor ek opgewonde is, en dan gaan ons bene rek. Handelinge 20 vers 28. Kom ek sê vir julle, hoe kosbaar is die kerk? Ons is in die aanddienste, is ons deur 'n klomp van hierdie gedeeltes, en ek wil dit graag met julle ook, die Handelinge 20 vers 28 lees. Hy skryf vir die leierskap, gee dan ag op julleself, en op die hele kudde, waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg. Dit behoort aan hom, wat hy deur sy bloed verkry het. Mag die Here ons bewaar, dat iets wat vir Christus so belangrik was, dat hy sy lewe vir dit gee, dat dit vir my en julle onbelangrik sou wees, of dat ander dinge vir ons belangriker sou wees. Kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Here, wat 'n voorreg om deel van die kerk van ons Here Jesus Christus te wees. Hulle wat geen volk was nie, maar wat nou die volk van God is, 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom. Wie is ons dat ons daardie dinge genoem mag word? En ons bid dat U in elkeen van ons se harte 'n diep verlange sal sit na die huis van die Here, die gelowiges wat saam aanbid. En ons bid ook dat wanneer ons saam vergader, dat dit vir ons so sal wees, dat ons sal help deur die vergadering, sodat hierdie gemeente al hoe meer so 'n huis sal wees, waarin U verheerlik word en waarin U kinders U seëninge beleef. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen.